Father God. Here, zeker iemand het nodig heeft, Heer. Here, kan u zonder liefde weergeven, Vader. Here, het wordt gezegd, als u niet samenkomt, kan u niet het weergeven, Vader. Here, ik wil dat het u het weergeven worden. En u mag de naam van Jesus Christus, van u is die God wat wordt. U is die een wat voor ons verwerkt. Here, kom samen met ons. Wat hier samen met ons die pad vermoorden. En u mag de naam van Jesus Christus. Heer, die mensen aanbidden, Heer. Heer, al die dagen, om ons te leven voor ons in de huis van die Heer vrees vermoorden. Heer, voor ons die vragen. Heer, daarin wat ons kan aandoen, Heer. Heer, daar waar ons zwak is, my Vader. Heer, daar is in uw handen vermoorden. Because we are weak in this morning. Heer, ons is zwak vermoorden. Heer, ons Heer, en alles in uw handen vermoorden. Because you may strengthen us, my Father God. Heer, van ons is te zwak, my koning. Oh, baie dankie, Heer. Dankie, Heer, vir hierdie geleentheid dat u vir ons kind vermoorde, Heer. Om in die teenwoordigheid te gaan wees vermoorde. And thank you, Lord, for everything, my Father God. What is going to happen in this place this morning, Father? Send the Holy Spirit, Father, to lead us, my Father. Father, Heer, ons believe it and say understanding. We don't want to do things with our own understanding, but understanding of the Lord. We need wisdom right now in the mighty name of Jesus Christ. We need the Holy Spirit to come and guide us right now. Heer, ek vra vanmôre, Heer, dat die Heilige Gees ons sal lei vanmôre. Leer ons eie uit vanmôre, want ons kragte is zwak vanmôre. En waarom vanmôre is ons kragte in u sterke hand vanmôre. Want ek weet vanmôre, sonder u kan ek nie beweeg nie. Heer, ek vra vanmôre dat u sal kom beweeg in hierdie plek vanmôre. Heer, en ons nie van u woord sê, u vergewe en u verlaat ons nie. Heer, van u sê, ons moet u eer vanmôre. Heer, give me everything to you this morning. Heer, dankie, Heer, vir 'n jaar wat aangebreek het, Heer. Heer, ek vra, Heer, vir dat ons rechten wijzer sal aanskryf vir hierdie nuwe jaar, my Vader. Heer, van u is antwoord vanmôre. En as u antwoord is, sal alles goed beteend vanmôre, Heer. Alles wat ons weer aanpak vanmôre. En hierdie plek, Heer, dat u teenwoordig is vanmôre. Vir hierdie jaar vanmôre, Heer. 2026, Heer. Heer, I know, Lord, the plans that you have for us. En ons weet vanmôre, my Vader, as God plan wat u vir ons het vanmôre. Heer, ons weet elke plan, elke gedagtes vanmôre, Heer. Kom breek ons nou in die magtige naam van Jesus Christus. Heer, kom klaar liefde vir ons. Heer, kom help ons los. Heer, kom los ons vanmôre. En die Heilige Gees, kom bring ons weer vanmôre. Heer, laat ons weer vanmôre. Yes, Lord. U is die ware winstoot. Oh, yes, Lord. Oh, Heer, I thank you this morning. Heer, I thank you this morning. Heer, I am good. Oh, Lord, 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 oh, Lord, forgive us for we have done this season, my Father God. Yes, a new season, my Father God. Let our mindset change this morning. Sodat ons mind verander word vanmôre, Heer. It's only you can do that this morning. You can do it right now, Father God. Lord, you know of heart's desires right now, Father God. Come and fill us now with your Holy Ghost this morning. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. I thank you. Thank you, Jesus. Yes, Lord.
Hallelujah. Hallelujah. Oh, Martha ook welkom vanmorgen in de heet van de Heer en sy slot die gezondheid, die benen moet sterk wees vanmorgen. En wil elke kind groet vanmorgen in die mooie naam. Wil verkeerd ook groet, welkom in de heet van de Heer. Dan moet sy dochtertje die woord van de Heer sê, bring hulle naar de heet van de Heer toe. As hulle heilig afdwaal en dan hulle weet want om terug te keer. En sal weer terugkeer na die heet van die Here toe. Prijs hulle vanmorgen. En wil vanmorgen sê, julle is op die rechte plek vanmorgen. Is een nieuwe jaar. This is a new season. It's a January season. It doesn't matter you have something or nothing. Doesn't matter, he still be God. Hy sal die Here bly tot in ewigheid, sal hy die Here wees. Het maak nie saak of nou sieklik of kranklik is nie, God bly God. Het maak nie saak hoe is jy nie, het maak nie saak wat jy doen nie, maar God wil God bly. Ek sê vir jy vanmorgen, doe nie wegheid van die Here af nie, want die Here is die Here, want hy sal jou lei vanmorgen. We meneer die Heer sê, Heer, die voor en ek achter. En denk jy is achter en het jou lang al gedraai in die handen in. Dat is aan een persoon wat hy dit beskryf, want hy sê, jy moet net nooit voor gesien, hoe dat net een voor is die hoe die Heer jou dra. Het maak die saak wat is deur van nie. Jy ken maar nie. Hy sê ook, hy sal nie jou krachten voor jou. Hy sê ook nie beproef voor jou krachten nie. Jy moet nie worry op dinge. As jy nie uitweg vir selfmoord, as jy probleem het, kom net na die Here toe. Is nie in ver nie, is net knieën toe, en dan begin jy te bid. Die Here sal een weg maak, en die Here is koning. Julle is welkom in die huis van die Here. Seën in die jaar vir ieder en elkeen vanmorgen. En die Here julle ryklik seën deur hierdie jaar. That you can prosper in the Lord, not with money, not with any other thing, but in the Lord. Dat hy julle versterk van die jaar is 'n ander jaar. You have to put in. You must do the things what the Lord wants you to do. Not your own thing, but the Lord's things. Ons moet ons meer in die Here se werk besig hou.
wat ons in ander goeders in is vanmôre. Kom ons gaan nog 'n lekker aanbiddingswoord kry met ons. Halleluja, dat ons 'n bietjie wakker is, want ons het hom weer swak afgesluit en moet hom 'n bietjie lekker oplig. Ja. He said, bless me now, oh my Savior. Yeah. Yes, Lord. Ik weet die aardige behoort aan die Heer en die volle daarin behoort. Alles wat daar op woord behoort aan die Heer. Toen ik David, hij was hartseer, maar hij geweet wie is die Heer. Hij heeft gekend wie is die Heer. Kom ons gaan een beetje wakker maken. Dat is een beetje
die haar bietjie skip. So net bietjie losmaak. Yes, hallelujah. They think they broke him, but they never know that's the only man who can save the world. They never know what was his plans. They never knew him because why? They was jealous about him. He didn't even do nothing, but they was jealous about him because why people was following him. It's because if people follow you, then people who sitting from afar will see their things when people are following you. Then they want to break this fellowship of you. But don't let the fellowship of this church break you down. Don't make people come and tell you otherwise about the Lord. You must never let other people tell you about the Lord. Moenie eens redeneer met hom nie, want hy is nie wys nie. Want hy gaan net laat jy vanaf raak kom hoor. Die werkloos, die kan nog
Yes, Lord. Yes, thank you, Jesus, for the blood. Thank you, Lord, for the blood that you shed for us. Thank you, Lord. These are my sins that are here.
Lord. Ik ben baie dankbaar vanmorgen dat we hier kunnen staan vanmorgen. Het is een voorrecht van de Heere voor mij geschikt van het niet lichtelijk op je. En zo wil ik altijd doen, zeg baie dankie. Because why it give me the strength to be here. Het kon zo anders geweest het vanmorgen. Want gisteren was ik dan bezien toe. Het lijkt het nog voor jou, weet je. Het lijkt het bijna niet, het is niet zomaar net die om niet draaien. Ik denk is net die om niet draaien, maar toen ik ook aanpak. Dus nee, dat is een reistoer. Dat is heel speelde. Maar die Heere heeft een speler teruggedrukt. Die Heere zijn hand was over ons geweest. Dat is waarom ik zeg, ik ben dankbaar voor die Heere, ik mijn leven in zijn handen. Because the enemy can do nothing when your life is in his hands. You can do nothing, you only have to strengthen you from strength to strength. Hij zal je kracht tot kracht geven. Dat is waarom ik vanmorgen zei, baie dankie, dat uw familie nog aan die levendigste kant is vanmorgen. Het kon zo anders geweest het vanmorgen. Andere mensen heel nauw, daar is vanmorgen van de liefde verloren. Maar ik wil net zeggen, dankie Heere dat uw hand voor ons is geworden. Want elkeen van ons in hierdie plek vermoorden het guns gevind in die Heere en hy het ons opgewekt vermoorden. Want hy kon dit nie, sy kon ons gelos het, laat ons slap. Ek sê nou die dag vir ander manne, jy weet wat, die guns van die Heere. Because this morning you wake up, that is the best blessing you can have in life. Die Heere gee jou nog een kans om nog recht te maken als jy nie recht is nie. Dis waarin hy ons oplig. Hy gee om vir die gereddes en die ongereddes gee om vanmorgen. Dis waarom ons vanmorgen hier kan wees in sy teenwoordigheid. Dat hy sê elke dag, ek sê altyd, jy kom nie vir my kerk toe nie. Because why? I'm nothing. But for God I'm something. I'm nothing for you. But for God I'm very precious. That's why He wakes me up this morning. He gives me the strength. He says, you must go and do what you have to do. You don't have to worry if the church looks like this. As we dat ons nie uitgaan en sê, kom kerk doen saam met my. God must change that guy's mind, what you're speaking with. If you invite somebody, God is the one who's changing his mind. And say, today I have to stand up and go. Ons probeer ons best. Ons kan nie die Heere se werk doen. Die Heere doen met sy eie werk doen. Ons is net daar om woord te spreek. Geef net die woord, maak net nat, iemand het al reeds geplant in sy leven, op in haar leven in. Ons moet net nat gooi een bietjie. Ons gooi maar net bietjie water weer, om net bietjie om die bakker te skrik, maar God is not a man that he will lie to us. Hy sal nooit vir ons lieg. Hy is nie die mense kind wat vir ons sal lieg vermoorde. That's why God is in control of our lives. If you want Him to be in control of your life, give Him chance in your life. Gee hom kans in jou lewe in. Leef vir die Here. Moenie vir iets anders lewe nie. Die Here is die Here vanmorgen. Ek vanmorgen is dankbaar van ek is hier met 2 bene vanmorgen, 2 arms, alles ek net 2 vingertjies, lakkie sakkie. Die Here bly die Here. Die Here sal die Here bly. En as alle mense vra, waar was die Here gewees? Hy is nog altyd waar ek was. Word van die Here sê die hemel is sy troon. En die aarde sy voetebank. So, hy hou die aarde met sy voete vast. Hy moet hom nie in sy handen nie. Hy hou net met sy voete van as tussen sy bene. En jy het iets tussen jou bene vasgehou. Dit wat die Here doen met ons. Ons is in sy hande, maar die aarde hou net vast. Hy het die fondasie gekom.
gemaak van hierdie aarde. Hy het die fondasie gelê, toe hulle sê, in die begin het die God die hemel en die aarde geskape. En die voor die daarin behoort aan God. Ek en jy is niks nie. Dit is nie ons sandkorrel in God se oë nie. Het hy sê die woord van die Here, roem nie op mens stap, maar roem nie op my stap maak nie. I'd like to smoke. Ek kan net nou meer dat soos rook, dan verdwyn dit hier in die lig en dis hoe ons mens is geworden. That's why we have to stand fast. Trust the Lord. Don't worry if the death is near, you must just stand here. Because sometimes we are afraid to die. We're really afraid to die. But we don't know if you die where you're going, that's the problem. If you're not afraid to die, you know where you're going. And so you sak moet regel. Is dat nie nog 'n dankbare hart vermoed of iets ons verstel? Hier wil ik groeten in de naam van ons Heer Jezus. Ons was gewoon ons Heer groet. Ons is in de naam van Heer Jezus. En we wil die jeugd in de zondagschool groet. Halleluja, prijs zijn naam. Nou, ik is dankbaar en blij teenoor die Here. Ik besef die Here het my gedra. Die Here jare die Here my gedra. Ik ben veilig al in sy hand en daarvoor is ek dankbaar vir die Here. Ek besef die Bybel sê, hy lees sy lewe neer vir sy skape, halleluja. Hy lees sy lewe neer vir sy kinders, halleluja. Hy het gesterf op die kruis vir ons, halleluja, prys die naam van die Here. En daarvoor is ek bly vir die Here. Ek het 'n skrif, halleluja, in Psalm. Ek gaan nou net gou lees Psalm 4, Psalm. Hoofstuk, dit is hoofstuk 100 vers 4. Hy sê, gaan sy poorte in met lof, sy voorhowe met lofgesange, loof hom, prys sy naam, prys die naam van die Here. So vanmôre, halleluja, ons die Here loof en prys. Ons moet dankbaar wees vir hom, hy het ons baie gedoen, halleluja. En die Here sal die seën. Amen. Halleluja. Vanmorgen dat voor pastoor te leven, is de enige opvoeding van Nederland van ons Jezus Christus. Elke dienstbaar als opvoed, is de Martens, als komt in een mooie naam van ons Jezus. Als de voordat op een huis van de Heer weten kan, is na december, is al januari, de Heer het ons weer gedraaid. En een nieuwe jaar, zoals we het rechtig gebruik maar van die jaar. En die jaar, als het moet ons iets van ons weet, elke jaar is het weer nader aan dood of komst van die Here. So ons moet altijd gereed wees. Ek dink nou wat Charlton song speel. Jesus is die waarheid by die stof. En ek kry dit nou nie, ek is die ware wingerdstokk en my Vader is die boer. Elke woord aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af. Nou, wie wil afgesny word? Ek dink ons almal wat by die Here bly, laat ons nie die jaar van die Here afgesny word nie. Maar elkeen wat vrugte dra, snoei hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra. Laat ons toelaat die jaar, dat die Here ons lekker snoei, dat die Here ons goed snoei, zodat ons meer vrugte van die Here kan dra. Dat die mense buiten sien aan ons die vrugte wat ons dra, wat die Here ons doen. En die Here seën. Dierbare van vanmorgen is heilig goed. As ek julle nog nie gesien nuwe jaar gewens het toe, dan alle voorspoed vir die nuwe jaar. Dit is waar ons met die Here dien, en gees en in waarheid. Is ook so bly vir Sister Een, en ons mother, Sister Marika, lang braas gesien. Mag die Here die seën, die het
met die hangerdstok. Want ek het in die vakansie en het die gedagtes by my gekom. Christus is die ware wynstok en ons is die lote. Soos Sister Marianne net gesê het, ons moet kan vrugte dra. Die lote wat, jy is 'n loot, as jy in die Here is, dan moet jy vrugte dra. Jy is verplig om vrugte te dra. En Sister Marianne het ook gesê, die woord van die Here sê, ons ligte moet skyn die buitekant, sodat die mense hier buitekant die Here kan verheerlik. So ek is so dankbaar vir die Here, want hy gee ons nog 'n genade kans om reg te lewe. As ons nou nie geleef het volgens die wil van die Here laas jaar, maar die Here is 'n genadevolle God wat altyd weer vir ons genade gee. So dit is ons weer eens ons kans, ons geleentheid om reg te maak, want ons weet nie wanneer kom die Here om ons te kom haal. Ons weet nie wat hierdie jaar vir ons inhou. Ons sê nou nie soos baie mense sê, ek slaan 'n blykie om. Nee, maar ons moet altyd gereed wees om die Here te dien. Dien die Here met blydskap. Jy het nog 'n kans om die Here te dien. Oral waar jy gaan, laat die lig skyn, sodat die mense sonder dat jy kan praat, moet die mense kan die Here verheerlik as hulle net sien jou wandelwyse, jou lifestyle, hoe jy wandel in hierdie wêreld in. Dan sal hulle na die Here toe kom. Nie soos baie mense het al gesê, dat is 11-jarige Christene. Daar is baie mense wat neerkyk op die Christene. As bekeer so lyk, dan wil ek nie bekeer as, maar ek wil vir jy sê, dit is nie 'n verskoning om die Here te dien. Dit is vir jou eie beesvrou om die Here te dien, om eendag die Here stel vir ons geleentheid. Dit is jou eie beesvrou om die Here te dien, sodat jy eendag die hemel sal bereik. Jou rustyd kom wanneer die Here sal sê, kom in my poorte in, kom rus. Elke een is 'n rustdag kom, en die Here sal u seën, dat hierdie woorde u dink daaraan. Ons is waarlik waar, ons is een gees en verdrongen, want toe Fiona die song aan sy sê, daar gaan my getuienis. Die staan Sister Maria op, daar gaan my getuienis op. Maar elkeen het iets, elkeen het altijd diezelfde skrif. Maar die Here het elkeen ontmoet die Here op 'n wonderlike wyse, op 'n wonderlike manier. Mag die Here die seën vanmôre en voorspoed vir die nuwe jaar. En alle mooi dinge en geseënde dinge vir die jaar. Amen. Halleluja. Mooie naam. Die naam wat nie verander. Die naam wat opred. Die naam wat verlos. Die naam wat vanmôre onze kinders, he will restore our children. Hier diezelfde naam. Ons waar ons het 'n keertjie sê, ek weet nie wat dit is nie, maar die Here het doen vanmôre met Johannes 15. Amen. Die ware mens. Nou jy weet, ek berei my altyd voor as ek weet ek gaan na die huis van die Here. En die Here gee vir my hierdie skrif. Want aan die einde van hierdie jaar het ek gepraat met die 2 bome. Amen. Nou nie hier nie. Ons Londen. Amen. Ek weet nie of jy bekend is met die 2 bome, waar die Here vrugte aan gaan soek het. En in die ene het hy niks gevind, net blare.
die ander een was dan ook niks. Maar die tuinier sê, gee hom nog 'n kans. Amen. En vanmôre sê die Here vir my, ek is die ware wys. En Here is die lote. Maar ek wil die skrif lees. Dit het my vanoggend weer so baie betekenis gehad. Toe ek daar keer lees. As jy my Bybel kan opkyk, dan sal jy sien. Ek het my Bybel gevul met die Bybel. Waar dit ek het ook hier gekry. Amen. Ek gaan nie begin daar wat skrif. Maar ja, dis gelees. Hy sê, julle is alreeds reg gesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Julle moet in my bly en ek in julle. 'n loot kan nie in sy eie vrugte dra. Amen. Ons het die Here nodig. Wys my vanmôre die mens wat nie die Here nodig het. Dan wil ek daar gesien sê die Selena. Want stel hy asem by jy in asem. Behoort aan die Here. Amen. Sonder die Here kan ons nie vrugte dra nie. Hy sê, ek is die wingerstok, julle die lote. Wie my bly en ek in hom dra baie en in Galasiërs lees ons, wat is die vrugte wat ons moet dra? En wij veil ons daarin. Soms dra ons 1 en 2 vrugte wat Galasiërs vir ons probeer. En die ander maak nie veel saak nie. Maar vanmôre wil ek vir u sê, 'n vrug is nie 'n heeltemal 'n heel vrug. As jy nie al sê, jy sê dit is 'n lemoen. As jy daai lemoen sny, dan jy eet van hom, dan is die ander mos nie meer 'n lemoen, dan is dit 'n halwe vrug. So ons moet al die vrugte van die Heilige Gees in ons lewe hê. Dit baat nie ons het van die vrugte ervaar en nie die ander nie. En iemand het eendag gesê, 'n boom wat baie vrugte dra, sy takke hang. Dit praat van die vrugte, dat ons moet nederig bly, kinders van U. Moenie laat ons hoogmoedige sondaars word. Want ons sien in die wêreld, wanneer jy alles het, dan word jy hoogmoedig. Maar kom ons vanmôre, moet nie hoogmoedig word nie, dat die vrugte wat ons dra vir die wêreld wys, wat 'n kind van die Here is. Ek wil die ander gedeelte ook lees. As iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi, soos 'n loot en hy verdrink. Amen. Jy is in die huis van die Here, maar ver van die Here. Jy verdroog. Amen. Amen. Die mense maak sulke lote by mekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. My Vader, vers 8, word juist daardeur verheerlik dat julle baie vrugte dra. Wanneer ons vrugte dra, wat die wêreld daar buite begeer, verheerlik ons Here en nie onsself. God moet altyd hier verheerlik word. En die wat môre vir my weer so baie betekenis gekry het, ek wil die Here dien met my hart en my siel. Amen. Amen. En ek wil byvoeg, tydig en ontydig. En ons dra die vrugte net sekere seisoene nie. Sê koning Dawid in Psalm 1. Hy sê hy dra vrugte, halleluja, die hele jaar. Ons kan nie net nou wat vrugte dra en môre niks. En môre besluit ons nie moet te werk nie. Kom ons vrugte dra, kinders van die Here. Daar is 'n wêreld daar buite wat bereik. En ek lees nou
ons sê, dis hoeveel keer die lees van die Here is. Dis hoeveel keer die Bybel lees. Dit gaan ook nie om hoeveel keer jy vas en wie jou kennis gee nie. Wat belangrik is, dat ons vissers toeland lees. Ons moet uitgaan en hulle gaan haal saam met ons eendag. En ons kan het alleen recht kry as ons teruggaan. Amen. Op terug was het ding wat hier allemaal geniet word. En wanneer mens na ons kyk, dan moet hulle begeer om van daar terug te kan geniet. En mag die Here vir die seën in hierdie jaar. Daar is nog 'n hele paar maande voor. Kom ons maak werk daarvan. Kom ons laat toe dat die Here soos ons gemaak, maar jy moet ook sê, die ster insit en ons soen en die graaf insit en ons omspit, ons mobbel en vir ons water gee, sodat ons kan staande bly en vrugte dra. Mag die Here gee dat hierdie jaar gaan wees, waar jy aan die einde van 2026 kan sê, as jy terugkyk, die Here was aan ons. Die Here het ons gedra. As ons kyk na die vrugte, amen, dan sê ons vir die Here dankie vir nog 'n jaar. Nog 'n kans wat ons gekry het. Amen, om vrugte te dra. Om hulle wat verlore is daar buite in te bring. Onze kinders, onze dieren, hulle wat saam met in die straat bly. Iemand het gesê dat dit gesê het, maar die kinders in die straat die Here groot word, dan sal hulle nie wegmaal. Hulle sal altyd onthou wat hulle gebeur het in die res van die Here. My pastoor het 'n geboorte pastoor. Hy sal nooit op 'n Sondag die diens afsluit en sê hierdie kinders vorentoe en vir hulle ons kinders het die probleme. Ek lees nog dat 9-jarige kinders, 7-jarige kinders selfmoord. Die waarheid, die vyand doen alles en die weet die Here se koms is oor die Here. En omdat ons dit as kinders van die Here ook moet sien, ons oog moet maak, ons geestelike oog, en daarvan kennis dra, moet ons verhoor, alles insit, sodat onze kinders, onze kleinkinders, onze dieren, hulle wat saam met ons werk, nie verloren gaan nie. Mag die Here vir hierdie jaar, op ons spoedige jaar wees, vir al die kerk van God. Amen. Mag die Here julle rijkelijk sien. En ek sê altyd wees, en ek het 'n pastoor in Johannesburg, en ek weet hy vir my. Amen. En ek mag staan vanmorgen op hierdie gemeente, dat ons mekaar in die gebed moet dra. Amen. Want ons het mekaar nodig. Ons het mekaar nodig. Of ek ons Londen is en hierdie kant is, ons het mekaar nodig. Die Here seën jou ryklik. Die Here gee die begeerte van die hart. As jy die werk nie die Here maak, die Here vir oop in die nuwe jaar. Amen. Die Here seën u met alles wat u vanmorgen van ons prijs het. Jy het nog niks gedaan. Vraag is van die Here. Wees vrymoedig en vraag. Maar jy weet wanneer 'n mens net vrymoedig is om te vraag, as jy weet waar staan jy hier. Amen. Kan jy nie vrymoedig wees om die Here te vraag. Vanoggend maak die saak. Amen. Op die 1 en 2 en 3 en baie jare gelede gebeur. Wie daar moet wees, sal daar wees. Amen. Iemand het net gesê, is God wat het doet. Die ek geloof, die Here seën. Halleluja. En het waarlijk, toen ik hier staan, ik onderhoud ik Psalm 1 en toen komt het naar mij toe.
terlalu begitu pelan kok. Ini pelan, ini ikan ini nak ketek pelan kok. Ikan ini terlompat terlompat pelan kemana sangda asli. You can't just go there and say, no, dat is de kroon, hij gaat een plan. Dat is stop. Hij plan gaat doodgaan. Dat is een woorden dat raad is. Knippen wat hem niet laat verder laten hier gaan. Hulle gaan jou versmoor daar buiten. Die sal versmoor word van die lekkerheid van buiten. As jy nie jou oor oopmaak. Checks in your eyes and your heart. God is only one in your heart. Ek lees aan Exodus 23 en sê jy mag nie kinderstories oordraag. Kinderstories moet ons versprei nie. You don't want you to do that. If you want to, as jy wil aan die onderstok wil bly, moet jy ophou om ander mense sleg te praat. Maar kom dat ek nie nog van huis een boodskap vir ander dag. En hy is een boodskap vir ander dag. En hy is een van die snoeiers. Hy is bietjie hard, maar soms moet hy uitkom. Soms gaan ons om die los. Ons gaan nie die strijd nie. Ons wil om die boom gaan. Je kan maar kwaad op, dus als het uitkomt, kom het uit. Maar dat was nieuw. Hij gaat jou nooit een raad doen. Hij gaat jou niet lijn brengen wat die Heer jou wil hebben. That's how the word of the Lord is. Hij zal niet leeg terugkeer naar hem doen. He is the author and the finisher this morning. Let's get on our feet and we will give to the Lord what belongs to the Lord this morning. Net wat aan die Heer behoort. We sê gee aan keizer wat aan keizer behoort. Gee aan God wat aan God behoort. En die Heer sal jou ryklik seën. He will bless you. He will bless you. Going out and you're going in. He will bless your sick and He will bless your stand out. He will never leave you, never forsake you this morning. But if you obey Him, you have to obey the Lord. Ons gaan dit oor gekry laat ons. Thank you.
Hallelujah. Thank you, sister. Jackie. Kom ons aan ons onder ons harte gereed kry vir die woord van die Here. Die woord wat ons stabiel sal maak vanmorgen. Woord wat ons gezond sal maak. Ek sê, ek stuur my woord om julle te gelees. As sal gelesing uitkom vanmorgen from the understanding of the word this morning. Kom ons aan ons biddingswoord te pray.